praat 'n bietjie oor rooi lig, oranje lig en groen lig mense. Ons praat 'n bietjie oor veilige en onveilige mense. Nou in die kerk kom die Here en hy sê die grootste gebod is ons moet die Here ons God lief hê met ons en met ons en met ons en ons naaste soos onsself, nee. So ons weet dit is die grootste gebod wat die Here gee in sy woord. Hy sê vir ons 2 vaar beter as 1. Hy sê vir ons it's not good to be alone. Ons weet ons is deel van 'n geloof wat praat daaroor dat help mekaar, bid vir mekaar, ondersteun mekaar, vermaan mekaar, dra mekaar se laste. En ons weet al hierdie goeders. Dis alles aan die een kant, hierdie beloftes, hierdie opdragte, wat die Here sê, hoorie, ek gaan deur mense, gaan ek jou help, deur mense gaan ek jou gesond maak, deur mense gaan ek vir jou bid en ondersteun en onderskraag, maar dan beleef ons die teendeel, en ons beleef hoe mense ons seer maak, ons beleef hoe mense hulle rug op ons draai, hoe mense ons verneek, deur die ore werk, en so kan jy opnoem. So nou sit hy ou met hierdie 2 kante, die een kant die skrif wat sê, wees lief en maak oop, en deel jou hart, en aan die ander kant het ons die werklikheid en die realiteit, van dit is nie altyd so maklik nie. Maar gelukkig kom gee die Here vir ons 'n klomp riglyne in sy woord, en hy leer vir ons om te kan onderskei. Ons sê vir mekaar baie in die kerk, you can't talk to everybody, but you have to talk to somebody. So dis belangrik, maar ek het nodig om te kan onderskei. Goed, so kom ons lees die eerste gelykenis, so 2 vinnige gelykenisse van Jesus. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en die onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. So die Here kom, hy kom met goeie saad, saai dit in goeie grond, maar die vyand kom en hy saai onkruid. En die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het jy nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom hierdie onkruid nou vandaan? En hy antwoord hulle, dis die vyand se werk. En die slawe sê toe vir hom, wil jy hê ons moet dit nou gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam met dit uittrek. Laat albei maar saam groei tot en met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar, bind dit in bondels om verbrand te word, maar bring die koring na my skuur toe. So hier kom sê Jesus self, sy kinders is veronderstel om 'n goeie landery te wees. Hy saai goeie saad, saai hy in hierdie landery in. Maar nou kom sê Jesus, maar hoorie, jy moenie onder die pink sambreeltjie leef nie. En hy sê, hoorie, daar's ook, ons het iets soos 'n vyand. En die vyand kom, en hy kom saai ook onkruid, en hy kom saai ook slegte goeders hier in ons midde in. So die werklikheid van wat Jesus hier kom vertel is dat hy sê, maar hoorie, as jy 'n groep mense soos hierdie vat, is daar mense wat goeie saad is, daar's mense wat lief is vir die Here, daar's mense wat aan die brand is vir die Here, daar's mense wat 'n pad stap saam met die Here, maar ongelukkig is nie almal op daai bladsy nie, en nie almal dien die Here opreg nie, en partykeer het die vyand 'n vatplek in jou lewe, en partykeer, julle hoor wat Jesus hier kom sê, so wat hy eintlik kom sê is, en dis half eintlik sleg, dat hy kom sê, maar hoorie, nie almal in die Here se koninkryk is veilig nie, nie almal in die Here, nie almal in die saailand is goeie saad nie. Dis half nie 'n lekker deel om te lees nie. So, daarom kom die Here en sê hy, een van die belangrikste dinge, en ons het dit laasweek het ons dit vir mekaar gesê, een van die belangrikste goeders waarvoor jy vir jouself kan bid, is vir onderskeiding. En ek het dit verlede week vinnig genoem, die een ding waarvoor mense nogal nie bid by die kerk nie, is vir onderskeiding. Ons bid baie, jy weet, vir seer tone, seer dit, en finansies, en huwelike, en dit, en daai, en dat, en jy weet, ek het al oor die jare, het ek duisende gebede saam met mense al gehoor en gebid, maar die een ding wat ek amper omtrent nog nooit gehoor het, dat mense voorbid nie, is vir onderskeiding. Hoor jy het onderskeiding nodig, as jy 'n sakeman is,
As sure as nuts, wil ek amper vir jou sê, is dit amper die belangrikste gawe waarvoor jy moet bid, want jy moet kan onderskei tussen waar en vals en opreg, en hierdie ou is opreg, en daai ou is 'n skelm, en by hierdie ou kan ek belê, en hierdie ou moet ek my geld, ek moet nie met hom besigheid doen nie, ek moet definitief ook nie my geld daarby by hom belê nie. Maar dis omdat ons nie onderskei tussen goed en sleg en waar en vals nie. So een van die belangrikste goeders, ook in verhoudings, ons gaan 'n huweliksmaat kies. Jy kies vriende, jy kies mense wie jy naby aan jou toelaat, maar jy het discernment nodig, sonder om veroordelend te wees. Goed, en dan 'n tweede gelykenis wat ons gou gaan lees is, kom ek spring gou terug. Dan vertel Jesus 'n gelykenis van waar hy saad saai. Hy saai saad, en van die saad val op die pad, en van die saad val tussen die klippe, en van die saad val tussen die onkruid, en dan is daar 'n gedeelte van die saad, 'n kwart van die saad wat op goeie grond val. So kom ons gaan lees die gelykenis. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat daar in sy hart gesaai is. So dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. So die eerste ding wat gebeur is ons is op 'n Sondagoggend hier, ons saai die saad, maar die oomblik as jy hier uitstap, dan sit jy jou foon aan en jy begin lees wat gaan aan met die oorlog en jou kop is op 'n ander plek, en voor jy jou oë kan uitvee, woeps, dan kom steel die bose die saad. Dis nogal belangrik om te oordink en na te dink, en dalk weer van die skrifgedeeltes te gaan lees, dalk middagete gaan met mekaar te deel en te sê, okay, wat het jy gehoor, wat voel jy sê die Here vir jou? Een van die dinge waarvoor jy moet bid is, waarvoor ons bid voor die tyd ook, is dat mense nie hier uitstap en dan onmiddellik word die saad uit jou hart uitgesaai nie. Jy sit hier, jy is onder die geklank van die woord, jy stap uit en dan wil die bose wil daai saad kom steel. Dis goeie saad. Dis saad wat werk, dis saad wat lewe het, dis saad wat 'n verskil maak. Maar die eerste ding wat hy wil doen is om dit te steel. Die man weer, by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. Hoorie, in terme van ons verhouding met die Here, daar's 'n stukkie vasbyt, daar's 'n bietjie deurdruk, daar's 'n bietjie aanhou. Daar's partykeer bid jy nie net een keer oor 'n ding nie. Josef kry drome, laat hy gaan heers, laat hy gaan regeer. Hy kry dit op 17, 13 jaar later word hierdie drome word dit eers waar. En hy moes aanhou bid, en hy moes aanhou vashou, en hy moes aanhou glo, en hy moes aanhou staan op die woord. Wat vir my so aangrypend is van Josef. Ek het nou hierdie jaar, soos elke jaar, dan begin ek maar die Bybel weer van voor af lees. Ons het verlede jaar ons so 'n leesroostertjie met mekaar gedeel in die Bybel, nê. En naderhand het ek agtergekom, ek lees net om te tik, om net vandag so 'n stukkie gelees te kry en getik te kry, en toe het ek gedink, nee, wag, hierdie jaar gaan ek my eie pas en tempo hê. Dis nou Maart en ek is nou uiteindelik klaar met Genesis. Ek gaan 'n bietjie stadig hierdie jaar. En ek is maar by hoofstuk 9 in Matteus. Maar wat vir my opvallend is, Josef, alles loop verkeerd. Sy broers verraai hom, laat hom in die steek. Hulle dink aanvanklik daaraan om hom dood te maak. Toe word hy 'n slaaf. Toe word hy onregverdiglik tronk toe gestuur. Niemand wat hom ondersteun nie. Niemand wat vir hom bid nie. Daar's geen ander gelowiges in die land van Egipte waarvan ons weet in elk geval nie. Hy's heeltemal op sy eie. Die enigste ding wat hy gehaat het om aan vas te hou, was God se woord. Daai droom wat hy gehad het, daai twee drome wat hy gehad het, daai profetiese woord wat God vir hom gegee het. En dis al wat hy gehad het om aan vas te hou. En hy bly vashou daaraan. Maar baie mense, hulle laat die woord wortel skiet nie. Hulle hou nie vas aan die woord nie. Hulle byt nie vas nie. Hulle druk nie deur nie. En as hy terwille van die woord verdruk word, vervolg word, dan word hy gou afvallig. En dan sê Jesus, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, die verleidelikheid van rykdom, verstik die woord.
en dit bly sonder vrug. So party ouens se woord word onmiddellik gesteel. Ander ouens se woord, hy skiet nie wortel nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om daai woord aan vas te hou, dit te bely, daarop te staan, laat dit wortel skiet in jou hart. Ander ouens kyk so na al die ander probleme wat daar buite is. Die woord het in 'n goeie hart geval, maar die verleidelikheid van die wêreld en rykdom ensovoorts verstik dit en dit bly sonder vrug. En dan sê hy, die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor, hy verstaan dit dra vrug, dit lewer 'n oes 160 en 30voudig. Hier is die slegte deel. Is daar mense in hierdie gemeente wat aan die brand is vir die Here? Yes. Is daar mense in hierdie gemeente wat daar 30, 60, 100voudig vrug is in hulle lewens? Yes. Is daar mense in hierdie gemeente aan wie se harte jy in lewens jy kan kyk en jy kan sien, jy kan die vrug in hulle lewens sien. Jy kan sien hierdie ou stap 'n pad saam met die Here. Jy kan sien hy's lief vir die Here. Jy kan sien, jy kan dit in sy lewe sien. Maar hier is die werklikheid. Daar's 'n klomp van ons wat die wêreld se dinge die woord verstik. Daar's 'n klomp van ons by wie die saad gesteel word. Daar's 'n klomp van ons wat die onkruid dit wegdruk. Wat beteken? Nie almal is veilige mense nie. Wat beteken, ek kan nie my hart met almal deel nie. Wat beteken, ek het nodig, ek het bietjie onderskeiding nodig. Maar die wonderlike is, as hy saad in vrugbare grond geval het, en ek het karakterswakhede en ek het foute, dan groei dit. En dan met verloop van tyd, dan begin jy minder van Pieter Nel sien en meer van Jesus sien. En dan begin daar verandering in jou lewe kom, en dan word jy 'n veilige mens. Nou, die doel van hierdie reeks is nie net laat ek stadiger praat. Die doel van die reeks is nie net om onveilige mense daar buite raak te sien nie. Dis ook om na jouself te kyk en te sê, maar hoorie, van hierdie eienskappe wat ons in hierdie reeks oor gepraat het, hoorie, partykeer van hierdie goed, partykeer is daar van hierdie goed waar in my lewe. En ek het nodig om laat die woord wortel skiet en laat die woord my karakter verander, sodat ek kan groei, sodat ek anders kan optree. So as jy kyk na hierdie twee gelykenisse, the church is full of safe people, unsafe people, and also hurtful people. Dis ongelukkig die waarheid van die kerk. So, kom ons staan stil by gou-gou 3 puntjies, wat ek bietjie meer aan die positiewe kant wil deel. Eerste gedagte wat ek net gou weer eens wil onderstreep, en dit kan so klink as 'n ou hierdie twee gelykenisse gedeel het. God werk deur mense. God gebruik mense om 'n heel te maak, gesond te maak. Ons het al duisende kere vir mekaar in hierdie kerk gesê. Die ou wat vanoggend vir julle preek is nie Michael nie, is nie Gabriel nie, is Pieter Nel. Dit was nie 'n engelekoor wat vir ons gesing het nie, dit was die gemeente se musiekgroep. Dis mense. En as ons nou bid, is dit mense wat vir jou bid. En dan gaan daar 'n klomp mense gedoop word. Dis mense wat hulle, so God werk deur mense. Een van my gunsteling auteurs en skrywers is Henry Cloud. En net vinnig ietsiekie oor sy lewe en sy storie. Nou, hy het van 6-jarige ouderdom af, het hy die droom gehad om 'n professionele golfer te word. En hy was 'n ongelooflike goeie golfspeler. En vir 15 jaar lank het hy oggend, middag, aand golf gespeel, golflesse, jy weet, ek voel altyd jammer vir ouens wat getroud is met golfers, want hulle speel golf, vat nogal nie net 'n halfuurtjie nie, en hulle koop golf, jy weet, golfstokke is mos so goedkoop, en hulle kyk golf, en hulle praat golf, jy weet, so, ek wil net vir jou sê, die dag as jy trou en jy hoor dit's 'n golfer, dink net mooi, spot sommer. Maar hy is ongelooflik goed ontwikkel. Hy kry, normaalweg is die roete, jy speel 'n klomp toernooie, en as jy klaar maak met skool, dan het jy gewoonlik een of ander universiteit wat vir jou beurs aanbied, dan speel jy vir universiteite, en dan as jy goed genoeg daar speel, dan kom jy in die professionele PGA circuit in. En hy's goed op pad, en hy kry 'n beurs by 'n wonderlike universiteit, en net voor hy universiteit toe gaan, toe skeer hy 'n tendon in sy linkerhand.
en sy hand het nooit ten volle herstel nie. En het hy hierdie droom gehad van hierdie klein chokkertjie ouderdom af. Het julle al hierdie video's gesien van hierdie klein laities wat so die golfballe hoek? Jy weet nou, hy was een van hulle. En hy het hierdie geweldige droom. Maar sy hand word nie gesond nie. Hy het 'n klomp verliese wat hy ook in daai tyd beleef en ervaar. En hy pak dit aan met, maar luister, ek gaan net effort insit, ek gaan hard werk, ek gaan hard probeer, ek gaan my beste gee en ek gaan meer effort insit, maar maak nie saak wat hy doen van sy kant af nie, maak nie saak wat hy vryf, snyf, drink, watter operasies en dokters hy voorgaan nie, dit help nie, dit kom net nie reg nie. En hy sak in 'n gat van depressie in. En ek moet sê vandag, as ek kyk na sy lewe en na die bydrae na wat hy na die samelewing toe bring en wat hy tot die samelewing maak, is ek vandag prys die Here, hy is nie 'n golfer nie. Jesus, want daar's net hierdie profound goed wat hy kwytraak en wat hy by hom kan leer. Maar hoe dit ook al sy, ken nie die Here nie, in 'n gat van depressie, en in daai situasie bid hy sê, Here, ek weet nie eers of U bestaan nie. Maar ek weet nou nie meer watter kant toe nie. Ek is depressief, ek is af, alles wat ek probeer het, niks van die goed wat ek probeer het, werk nie, help nie, Here, U moet my nou help. En Here, as U enigstens daar is, stuur iemand oor my pad. Here, ek weet nou nie eers of ek my tyd om my asem mors nie. 'n uur later, lei die telefoon. Bel van hom met wie hy lanklaas gepraat het en die ou sê, hoorie, ons gaan 'n Bybelstudie groepie begin daar by die universiteit en wil jy nie deel word nie, en hy gaan na die Bybelstudie toe. Hy ontmoet 'n paartjie daar wat hom in sy huis wat hom in hulle huis innooi, 'n disippelskap, 'n intense disippelskapspaadjie saam met ons stap. En hy het 'n radikale ontmoeting met die Here. Daar's 'n drastiese omdraai in sy lewe en soos wat hulle in sy lewe inbou, groei hy geestelik, word hy gesond. En vandag is hy een van Amerika se top sakemanne en een van Amerika se top sielkundiges wat ongelooflik klomp boeke al geskryf het, maar wat so in mense se lewens inbou. Maar waar dit begin? Dit begin by veilige, goddelike mense, by wie die saad op goeie grond geval het, deur wie die Here gewerk het om in sy lewe in te bou, om hom te skaaf en te vorm en te skoei en te mal, soos wat hulle in Engels sê. So, ten spyte van die waarskuwings, ten spyte van die negativiteit wat ek en jy al beleef het, nê, en ten spyte van die waarskuwings wat Jesus vir ons gee, weet ons dat die Here kragtig in en deur mense wil gebruik. 3 opmerkings. Some do not even think that we need relationships with other people. They think the Lord is enough and that you should only trust Him. Party van ons dink, nee, ek het net die Here nodig. Hoorie, jy het nie net die Here nodig nie, jy het die Here nodig en ander mense op wie die saad op vrugbare grond geval het. Others think that they must depend only on themselves. Ek moet net op my staat maak. Henry Cloud beleef, hy het alles gedoen wat hy menslik moontlik kon doen. Hy het sy wilskrag, sy energie, sy moeite, al sy kennis wat hy gehad het, het hy ingesit, hy het op homself vertrou, maar dit het hom ook net so ver gebring. And then still others believe that the Bible teaches the value of relationships, but then they find themselves in hurtful relationships over and over again. En ons het in die reeks het ons vir mekaar gesê, maar partykeer is dit ek wat op grond van verkeerde keuses maak. Hebreërs sê vir ons, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Soos wat ek bid en vra vir die gawe van onderskeiding, begin die Here vir my, en soos wat ek geestelik groei, begin ek leer om te onderskei tussen goed en kwaad en veilig en onveilig, waar ek my hart kan deel en waar ek nie my hart kan deel nie. So dit is deel van my geestelike groei en in terme van my verhouding met die Here. Dan, onthou nou, as ons 'n vraag vra in die kerk, en ons vra, jy weet, daar's allerhande vrae wat ons vra in die kerk, wat is die antwoord? Dis altyd Jesus. So as ons moet praat oor 'n voorbeeld van 'n groen ligmens, as ons moet praat oor 'n voorbeeld van 'n veilige mens, nou jammer, gaan die geuite antwoord vandag wees, Jesus. Johannes 1:17. God het die wet deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid
het deur Jesus Christus gekom. Vandag as jy na die kerkwêreld kyk, en as jy sommer net kyk na die genootskap waarvan ons deel is, daar's kerke wat vasgehaak het by die wet, en hulle gee vir mense die wet en die reël, en daar's nie lewe in die wet nie, en wanneer jy die wet gee, is daar veroordeling, en shame, en guilt, en condemnation, en ek trek 'n streepie deur jou, because you're not shaping up. En ons wil nie daar wees nie. Ons wil nie leef uit die wet uit nie, want die wet gee nie lewe nie. En dan kry jy aan die ander kant, kry jy 'n klomp kerke, en jy kry radical grace, en dit is net genade, en anything goes, en is maar alright, ek kan maar alles aanvang, en ek kan maar enige ding doen, en dis maar okay, want God is 'n God van genade, en God is 'n God van liefde, en God is 'n God van geduld, en is net anything goes, en dis ook nie Jesus nie. En ergens hier in die middel, kry jy vir Jesus, wat genade gee, maar hy gee ook die waarheid. Baie goeie voorbeeld daarvan is Johannes 8, dan kry ons 'n vrou wat op oorspel betrap is, en almal wat daar uit die wet van Moses se kant uitkom, hulle staan daar reg met hulle klippe, hulle is reg om haar dood te maak, hulle is reg om 'n streep deur haar te trek, en almal wil haar net veroordeel, en hulle sê, Jesus, maar Jesus, wat sê jy? En Jesus buig af, en hy skryf daar aan die grond. 'n teoloog stry vreeslik oor wat Jesus nou daar aan die grond geskryf het, ons weet nie. Een ou wat ek raak gelees het sê, Jesus het 'n klomp van hierdie ouens se sondes daar neergeskryf. Ons weet nie of dit so is nie, maar en Jesus veroordeel haar nie. Jesus trek nie 'n streep deur haar nie. Jesus gee vir haar genade. Al die ander laat hulle klippe val en hulle laat waai. Jesus bly oor alleen met hierdie vrou, en toe sê hy vir haar, gaan en sonde. Hy het nie vir gesê, shame, ek weet jy het baie verwerping as 'n kind beleef, en ek weet daar's 'n bloedlynvloek van verslawing in jou bloedlyn wat werk, en jou pa en jou oupa en jou ouma, hulle het almal sulke goeders aangevang, is okay, so raai, nee, niks sulke goed nie. Hy het vir haar genade gegee, maar hy het ook vir haar die waarheid gegee. En dis ons strewe by die gemeente, dis ons hart, dis waar ons, en partykeer hou partykeer bietjie oor na die te raserige kant, en partykeer hel ons oor na te veel van die genade kant. Ons moet probeer om hier in die middel te leef. Jesus is 'n groenlig mens. Hoorie, in jou huwelik, moet 'n ou bietjie genade gee in jou huwelik. You better believe it. Baie. Eloise moet natuurlik baie minder vir my gee as ek vir haar, maar ja. Maar in 'n huwelik, as daar nie genade, en as daar nie vergifnis, en as daar nie geduld is nie, dan werk daai verhouding nie. Maar hoor jy, aan die ander kant, in 'n verhouding, as ons nie partykeer die reguit gesprek het, en sê, maar hoorie, ek hou nie daarvan as jy dit doen nie. Jy maak my seer as jy dit doen. Dit is, hierdie gedrag is nie vir my aanvaarbaar nie. So, in 'n huwelik, gee ons die genade, maar ons het ook partykeer die moeilike gesprekke. Dan is jy op 'n veilige plek, en op 'n goeie plek. Hoorie, wie van julle het vriende? Die vriende wat jy in jou lewe wil hê is, die mense wat jy naby aan jou wil toelaat is die mense wat jou foute, jou karakterswakhede, jou domgoeders, hulle sien dit raak. Hulle aanvaar jou. Hulle trek nie 'n streep deur jou nie. Hulle skryf jou nie af nie. Maar hulle sal ook partykeer vir jou sê, Pieternel, jy maak nou droog. En hierdie ding het jy verkeerd hanteer. Hulle skryf jou nie af nie, veroordeel jou nie, maar sal reguit vir jou sê, ek's vir jou lief, maar jy snyf pritboetie. Jy jaag aan.
En dis vir ons 'n prentjie van 'n veilige verhouding. En partykeer moet ons die moeilike goed vir mekaar sê. Ons hou van die bid vir mekaar, help vir mekaar, ondersteun mekaar. Ons hou nie so baie van, partykeer moet ons mekaar vermaan. Ons, nee, hiervan hou ek nie, my ander kerk soek. Broers, praat met die susters ook. As iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Partykeer met my kinders, love my kinders. Maar partykeer moet ek vir hulle sê, 2, 3 flippe en blok myself. What were you thinking? Jy weet, en hulle weet hulle is veilig, hulle weet hulle is aanvaar, hulle weet hulle het 'n ruimte van liefde, maar dit beteken nie ek bly stil oor sekere goeders nie. So partykeer moet jy die ongewilde ding doen. En wie van julle het sulke mense in julle lewe? Ons praat nou nie, onthou, ons praat nou nie van hierdie truth tellers wat vir jou die waarheid gee onverdund en hulle is net krities en dit is baie meer belangrik om krities en reg te wees as wat dit is om 'n verhouding te hê. Ons praat nie daarvan nie. Alright. Kom ons gaan staan 'n bietjie stil by 'n paar karaktereienskappe van groenligmense. Ek gaan sommer net, ja, kom ek vertel gou hierdie storie. Net 'n laaste storie vinnig uit Henry Cloud se lewe uit. Uit 'n baie goeie vriend Dennis, hy het later in sy lewe sy gewrig 'n bietjie herstel, maar nou nie van so 'n aard dat hy kon nie meer professionele golf speel nie, maar hy kon daarom nou nog so per geleentheid so 'n bietjie groot verligting vir 'n paar van julle. Hy kon daarom nou nog so 'n bietjie golf speel. Een van sy beste vriende, Dennis, bel hom. Hulle sou die Saterdagoggend daar in Kalifornië het hulle 'n afspraak gehad of 'n afspraakie kon kry by een van die baie eksklusiewe golfbane om te gaan speel. Dennis bel hom die Vrydag aand, hy sê hoorie, ek sal ongelukkig moet kanselleer. En Henry sê vir hom, ja, maar hoekom kanselleer jy nou die afspraak? Hy sê nee, ek's bankrot. Hy sê ja, ek's Jack Nicklaus en jy's bankrot. Ja, wat's nou regtig die storie? Hy sê nee, rarig, ek's bankrot. Hy sê ja, gaan vertel dit vir iemand anders. Hy sê nee, soos in genuine. En toe vertel hy die storie hoe hy 'n klomp van sy geld gevat het, hy het sy geld belê by 'n sekere ou. Hierdie ou was 'n skelm, hierdie ou het hom deur die ore gewerk en hy het sy huis en 'n klomp van sy bates het hy opgesit as sekuriteit vir van die transaksies wat hulle saam gedoen het. Lang storie kort te maak, Dennis is soos 'n Nanny Scopella regtig op 'n punt waar hy alles verloor het. Kort 'n rukkie voor dit, toe die geld nou by die huis uitstap, toe stap sy vrou saam met die geld uit. So hy verloor sy finansies, hy verloor sy vrou en sy vrou het die kinders saam met hom gevat en hy's op 'n ongelooflike slegte plek. En hy sê vir hom, hoorie, ek is jammer, maar ek gaan ons golfkampie gaan ek moet kanselleer. Maar ek wil vir jou vra of jy my volgende donderdag by die golfklub kan ontmoet vir middagete en dan gaan ek vir jou vertel wat het gebeur, presies wat aan die gang is. En dan sal ek 'n bietjie met jou deel wat aan die gebeur is in my lewe. Volgende donderdag kom Henry sê nee, met plesier. En die volgende donderdag, toe hy die middagete daar kom, toe sit daar omtrent 12 of 15 ouens om die tafel. En hy is so half verbaas. Hy dog, "Jesus, okay, maar hoorie, maar hy's nou bly om vir Dennis te sien. Klomp ouens sit daar om die tafel." En Dennis sê toe vir elkeen van daai manne om die tafel, hy sê, hoorie, ek het julle nou baie nodig. Ek's op 'n plek wat ek down and out is. Ek het alles verloor. Dis wat gebeur het in die besigheid, dis wat plaasgevind het met die sake transaksies. Ek het my vrou verloor, ek het my kinders verloor. Ek wil vir julle vra of elkeen van julle eenmal 'n week met my middagete sal hê, 'n middagete afspraakie sal maak, sal betaal vir die ete. 'n middagete afsprake met my sal hê, sodat ek ten minste eenmal 'n dag een van julle vir die volgende paar weke elke dag julle sien. En hulle het almal met graagte ingestem. En Dennis het begin, dit het hom so 2 jaar gevat, hy's 'n kundige ou, en hy het in terme van sy besigheid het hy herstel, maar hy het amper elke dag het hy 'n afspraakie met een van sy vriende gehad, met wie hy gepraat het, met wie hy sy hart gedeel het.
En hulle het hom gehelp. Hulle het hom ondersteun. Hulle was finansiëel daar vir hom. Hulle het vir hom raad gegee, hulle het vir hom liefde gegee, hulle het vir hom aanvaarding gegee. Hulle was net vir hom daar. En na 2 jaar wat hy hierdie paadjie gestap het, het daar herstel op alle vlakke in sy lewe gekom. Partykeer in die kerk oorvergeestelik ons goed. En ons wil net oor goed bid. En luister, as julle my ken, ek bid en ek lees my Bybel. Dis daar's 'n klomp goeders wat julle vir my kan sê wat ek dalk nie is nie, maar daai 2 goed kan julle nie vir my sê nie. Ek bid en ek lees my Bybel. Maar party goed hang nie net van gebed af nie. Hier sit Eben, hy was so rukkie terug, was hy so tussen werke, hoorie, en ons het 'n flippin, dooie, donkie, lewend gebid, papi. Maar op 'n maandag het hy sy CV uitgestuur, het hy die oproepe gemaak, vir die onderhoude gegaan, en die Here het vir hom voorsien. Spurgeon het gesê, werk asof jy nie bid nie, en bid asof jy nie werk nie. So, werk asof alles net van jou afhang, en bid asof alles net van die Here afhang, is al 2. So ons oorvergeestelik partykeer goeders in die kerk, en ons wil maak asof dit net die Here is. En die Here maak 'n massive verskil. Maar kom ons vat Celebrate Recovery wat op 'n maandag gaan daar is. Hier's 'n klomp van ons wat is verslaaf van dobbel. Ek's verslaaf aan drank. Ek's verslaaf aan pornografie. Ek's verslaaf aan dwelms. Ek's verslaaf aan pille. Ek het 'n hiermeerprobleem. Ek sukkel om te vergewe en ek het 'n spirit of lust wat op my inwerk en ek kan myself net nie inhou nie. Weet jy wat? Jy gaan sit daar in 'n groep en jy gesels en jy deel dit en ons mense wat hulle ervarings, hulle stories met jou deel en die Here gebruik die mense. Sy Gees is daar en hy gebruik mense om jou heel te maak en vry te maak. Alright, sommer net gou so 'n paar karaktereienskappe. Loyaliteit. Ons het al mense en sommer net consistency. Ons het al mense gehad wat aansoek gedoen het vir werk by die kerk. Dan werk hulle sê nou maar vir 11 jaar. In daai 11 jaar wat hulle nou al werk, het hulle al by 10 verskillende plekke gewerk. Gaan heel waarskynlik, ek gaan mooi dink voor ek vir jou kans gee hier. Want jy het 'n track record van om nie vas te byt en deur te druk en aan te hou. En partykeer moet 'n ou waai op plekke, nê? Is maar okay, loyaliteit. Dis vir my 'n groot ding. Het jy mense in jou lewe wat loyaal is? Hierdie gemeente se naam is? Ek het 'n ding daaroor. Laat jy op 'n Sondag, hoe gaan dit? Prys die Here, dominee, dit gaan goed. Meanwhile het jy beklei, laat die harre waai op pad kerk toe. Maandag trap jy spore soos 'n mens. Ons kan nie Sondag Christene en Maandag duiwels wees nie. Ek kan nie 'n kansel Christen, 'n Sondag Christen en 'n huisduiwel wees nie. Ons het jare terug, hulle is nou al 2 oorlede, so ek kan dit sê, het ons 'n vroukie gehad in die gemeente. Hulle het hier ergens aan die Wesrand, het hulle 'n kerkie gehad. Sy was mevrou Dominee. Op 'n Saterdag aand het hy 'n bottel brandewyn uitgedrink, sy preek gemaak, haar bietjie dik getik en dan op 'n Maandag, op 'n Sondagoggend nou. Een lewe. Een lewe. Dis nogal, hoeveel mense ken julle wat hier in die kerk sit, maar op 'n Maandag, die taal, die manier waarop hy besigheid doen, die manier waarop hy met sy kinders werk, die manier hoe hy met sy liggaam en sy tyd en sy geld omdring. Weet julle, partykeer kom jy op 'n Vrydag aand by 'n braai, en dan is almal sogenaamde kerkmense, maar jy moet ver soek om die Christen raak te sien. Want hulle praat niks anders, drink net niks minders, maak niks minder vuil grappe as die res nie. Een lewe. Een lewe. Leef ons een lewe. Nou Eloise of jy sê, ek is dalk 'n bietjie stiller by die huis, maar
Ek is nie iets hier by die kerk wat ek nie by die huis is nie. Is jy betroubaar? As jy 'n commitment gemaak het, as jy 'n belofte gemaak het, kan mense op jou pyl trek. Is jy 'n betroubare mens? Dis gewoonlik, jy weet, hulle woord is hulle eer. Kan jy vertroulikheid hanteer? Kom hulle beloftes na, dit sluit aan by die betroubaarheid aspek. Is hierdie ouens eerlik en opreg? Buig nie die waarheid nie. En dan, ons kan nie net mense in ons lewens hê wat vir ons die hele tyd vertel, "Ag, jy's so oulik en you're the best thing since sliced bread," en is net komplimente en is net dit. Hoorie, ons is almal baie oulik, maar ons is nie net oulik nie. Ons is nie net oulik nie. Partykeer moet iemand vir jou sê, "Hey, hierdie is nie, jy doen nie nou reg nie." So, ons het nodig om truth tellers in ons gemeente te hê, en mense wat ook truth tellers is, nie net onverdun die waarheid gee nie, genade en waarheid. Nou, as jy 20 is, gaan jy waarskynlik nie 'n 15 of 'n 17 of 'n 18 jare lange vriendskap hê nie. Maar as jy hier 40 plus is, 40, 50, 60, 70, moet daar darm 'n klompie langtermyn verhoudings in jou lewe wees. Dit gaan dalk nie honderde wees nie, dit gaan dalk 'n handjievol wees. Maar as jy bietjie na mense kyk, en daar's geen zero langtermyn verhoudings in hulle lewe, dan moet jy al, dan moet jy al 'n bietjie van 'n oranje liggie begin sien. Want dan beteken dit, hulle skryf net mense af, trek strepe deur mense, gooi mense een kant toe. Dis McDonald's verhoudings. Ek het die burger geëet, maar nou gooi ek die boksie een kant toe. Dan is jy dalk die McDonald's oukie. As jy 'n veilige mens is, sal daar langtermyn verhoudings wees in jou lewe. En hier's wat ek weet van langtermyn verhoudings. Ergens het jy 'n pel wat jou die hoenders inmaak. En ergens het jy 'n pel wat jou kwaad maak. En ergens het jy 'n pel wat jou teleurstel. Maar weet jy wat weet ek van hierdie verhoudings? Jy het die vermoë om deur dit te werk. En jy het die vermoë om te vergewe. En jy het die vermoë om genade te gee. En jy het die vermoë om af te skryf. En jy het die vermoë om te kies en make up en aan te gaan. Ek wil vir julle 'n ander ding vertel. Mense wat hier by my kom, in die laaste 10 jaar was hulle by 12 gemeentes. Is net 'n kwessie van tyd voor jy 'n pyn gaan hê met my en met hierdie gemeente. Ek wil nou net op daai punt 'n vinnige grappie vertel. Dit is nou nie te ernstig raak. Ja, ou kom by die dokter, hy sê, "Ja, ek het net oral in my lyf pyn." Hy sê, weet wat, as ek hier aan my knie vat, dit is so seer. Hy sê, weet jy wat, en as ek selfs as ek net hier aan my elmboog vat, dit pyn. Hy sê, weet jy, as ek hier aan die punt van my neus vat, is dit seer. Hy sê selfs al vat ek net hier aan my ooglid, is dit, die pyn is iets ysliks. Die dokter sit so om en kyk, hy sê vir my, wat se nasionaliteit is jy? Hy sê, wat is dit nou? Nee, sê vir my, wat se nasionaliteit is hy? Hy sê vir hom, nee, ek is 'n Ier. Hy sê, ek weet presies wat met jou fout is. Hy sê, jou vinger is gebreek. Nou hoor jy, as jy so van plek tot plek hop, dan is dalk die probleem nie by al die ander plekke nie. Dan is die probleem dalk 'n bietjie by jou. Nie altyd nie. Just saying. Om langtermyn verhoudings te hê, het jy deur goed gewerk. Hoorie, wie is 30 jaar getroud? Steek gou die hand op. Yes. Okay, nou so diep. Wie is 40 jaar getroud? Okay. Meneer Viljoen, dis 'n flip en wonderwerk. Ja, ek is net 'n grappie. Alright. Steek gou die hande op, wie is 30 jaar en langer getroud? Yes. Alright. Ek gaan sommer vir Christa en vir Herma vra. Ek wil gou by julle hoor.
eerste jaar van julle huwelik so bietjie opdraande? Hoe lank is julle nou getroud? 43. Eerste jaar so bietjie opdraande en toe is die volgende 42 jaar afdraande al die pad. So almal weet wat die antwoord is. Jy kom nie by 43 jaar uit sonder dat jy vergewe het. Sonder dat jy 'n bietjie genade gegee het, maar ook nie sonder die feit dat 'n ou partykeer 'n paar moeilike reguit gesprekke gehad het nie. Dan as jy dit wil hê vir jou huwelik, dis die eienskap van 'n veilige mens. Jy kan vergewe, maar jy kan ook deur goed praat. Stel opreg belang aan ander, het jy al met mense te doen gekry, as hulle met julle praat. Al wie hulle oor praat is net hulle self. Hulle praat net oor hulle self. Hoorie, veilige mense stel 'n bietjie belang aan ander ook. Vra ander ook 'n bietjie hoe dit gaan. Alraait. En dan sommer net 'n bietjie commitment. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand, met al jou kragte. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe lyk 'n groenlig mens? Groenlig mense sal jou nader aan die Here bring. Groenlig mense sal jou nader aan ander bring. En groenlig mense sal jou die toestemming gee om real, authentic, opreg te wees. Jouself te wees. Ek het in die week, praat ons al by die personeel, ek sal nie sê wie nie. Ek gaan dan, partykeer is daar goed wat werk, en partykeer is daar nie goed wat werk nie. Toe sê die een, hy sê nee, hy dink ons nou genoeg gehad van hierdie rooi groenlig mense. So, dit sal nou die laaste preek wees. Laat ek gou bid en dan tref ons gou die laaste reëling. Ons Vader wat in die hemel is. Here, ons wil kom vra dat die woord wat in hierdie gemeente gesaai word, dat dit op vrugbare grond sal val. Ons wil bid, Here, dat Satan nie, as ons die oomblik as ons hier uitstap, die staat sal kom oppik nie. Ons bid, Here, dat die woord sal wortel skiet, dat ons sal vasbyt en sal deurdruk, ten spyte van teleurstellings, ten spyte van terugslag, ten spyte van gebede wat gebid word en ek sien nie dadelik antwoorde nie. Here, ek wil bid dat die verleidelikheid van rykdom en al die bekommernisse van die lewe daar buite, dat dit nie die woord sal verstik nie. Ek wil kom bid, Here, dat u woord in vrugbare grond sal val. Ek bid, Here, dat u woord in ons harte in hierdie gemeente 30, 60, 100voudig vrug sal lewer. En Here, dankie. As ek nou so deur Genesis lees, dan lees ek aan die begin van Jakob. En hy's 'n kettiekop en hy jaag aan en hy verneek en hy verkil en hy manipuleer en hy werk ouens deur die ore. En dan sien ek hier teen die einde van sy lewe hoe hy funksioneer as 'n profeet en hoe hy die farao en die kinders seën. En as ek kyk na die prentjie aan die begin en ek kyk na die prentjie aan die einde, Here, dan sien ek ongelooflike groei in sy karakter. En Here, so kom bid ek dat daar ongelooflike groei in ons karakter sal wees. Here, ons as gemeente wil kom vra vir onderskeiding, nie om te veroordeel nie, not to judge, maar Here, sodat ons kan onderskei tussen waar en vals en opreg, en wat goed is en wat sleg is, en wat uit u hand uitkom en wat uit die bose se hand uitkom, Here. En Here, ek wil bid vir onderskeiding. Here, môre doen ons besigheid. En Here, daar's party ouens met wie ons nie moet besigheid doen nie. Daar's selfs party Christene met wie ons nie moet besigheid doen nie, Here. En Here, gee vir ons die onderskeidingsvermoë tussen wie is waar en vals en opreg en vals, Here. Kom gee vir ons daai onderskeidingsvermoë. Here, ons moet vriende kies. Ons kies huweliksmaats. Here, help vir ons om groenlig mense te identifiseer. Here, help vir ons om self groenlig mense te word. En Here, partykeer, Here, help vir ons om te vergewe. Help vir ons om nog 'n kans te gee.
Here, help vir ons om soos, Here, ek wil kom bid, help vir ons om soos Jesus te wees, want partykeer wil ek sommer net 'n streep deur iemand trek, hulle hel toe stuur en bid vir weerligstraal om hulle by te dam. Maar Here, ons moet genade gee, maar dit beteken nie ek moet vir alles net 'n slaansak wees en stil bly nie. Help us to become people that will be full of grace, but also full of truth. Here, kan ek dit weer bid? Father, help us to become people that are full of grace, but also full of truth. Ons kom bid dit, kom vra dit in Jesus naam.